Die Buffelbil van Inyatikulu, episode 37. Weer eens 'n heerlike kuier by die trons, soos waarskynlik altyd, besluit Larry. Zak en Carly wys hulle troufoto's en video en ook 'n klomp foto's van hulle onvergeetlike vakansie op die boot, daar tussen die eilande naby aan die Mosambiek kus. En Larry loer so onderlangs na Luka om te sien of hy darm saam kyk. Trou en witbrood is mos glo glad nie vir hom bedoel nie, maar hy gedra hom vanaand besonder goed. Hy gaap nie eens om te wys hoe erg dit hom verveel nie. Hy vra selfs uit en wil meer weet. Dan kan 'n mens hom darm nie net mooi aantrek nie. Jy kan hom selfs saamvat na die beskawing toe, lag Larry hier in haar eie binneste. Ons het vis en seekot geëet tot dit by ons ore uitgeloop het, spot Zak. Maar as ek kan kies, braai ek eerder 'n lekker teebeenstyk. Ons koop ons vleis direk by Fafa van sy plaas af, want hulle slag deesdae daar. Teebene met pap en Lala se lekker sheba, stem Carly saam, wat seker omtrent net die fillet uit die teebeen eet, besluit Larry wanneer sy na die vroukie se rietskraal lyfie kyk. Zak lig die braaitang en beduie. Dan kan die vroumense maar die slaai los. Ek en Carly mos nie ons tyd met slaai nie. Ja, ook nie op kos nie, brom sy pa, die dat julle albei lyk soos burgers van Biafra. Net soos wat ek en Larry ook nogal dieselfde eet, beredder Luka die situasie uit die bloute en sit sy arm om Larry se skouer. Ons eet graag chocolates en biltong en koek. En dit wys dink Larry stilletjies. Sy is miskien ook aan die kleinerige kant, maar nie sy of Luka is vreeslik skraal nie. En tert en droewors, dis ons twee daai, brei Luka verder uit. Verskaf het nogal oneindig plesier vir Larry om in dieselfde kategorie as Luka geplaas word. Daai ons woord van hom. En sy kan sien hoe die ander mense in konsternasie van Luka na haar kyk en dan weer terug na hom. Duidelik wonder hulle wat daar regtig tussen haar en Luka aan die gang is. Is dit meer as net nog 'n Luka Willemse fling wat hulle hier sien? Want Carly het die laaste keer toe hulle hier was vir Larry vertel dat Luka nog nooit met 'n vrou hier opgedaag nie. Trouwens, hy het nog nooit met 'n vrou aan sy sy op enige plek op aarde verskyn nie. Almal weet van sy skelmmeisies. Vele vroue wat vertel dat hulle al met Luka Willemse se jy weet mos wat het. Maar sy wat Carly is, glo nie 'n woord daarvan nie. Ja, Luka het sekerlik al 'n bietjie meer van die lewe en vroue gesien, maar hy loop beslis nie openlik daaroor te koop nie. En sy wat Carly is, het nog nooit daardie string girls waarvan almal praat gesien nie. En Larry het lankal besluit om ook nie uit te praat nie. Wat tussen haar en Luka gebeur, is streng privaat. Natuurlik glo almal hier by die plattelandse veeartspraktyk dat sy en Luka al van voor Zak en Carly se troue bedmaats is. Hulle is in een huisie en in een slaapkamer ingedeel in daardie stadium. Maar as hulle so iets geraai het, het hulle verkeerd geraai, want in daardie stadium het daar nog niks tussen hulle gebeur nie. Luka het toe byvoorbeeld nog glad nie openlik na haar en hom as ons verwys nie, en by die troue het hy skaars met haar gedans. Maar nou is hulle dalk 'n item, dink sy, en sy mag seker ag slaan op die naweek wat verby is se gebeure. En veral as Luka nou praat van ons. Aan die ander kant moet sy dit dalk nie te ernstig ter harte neem nie. Dit dalk maar net sien as vriendskap wat met wonderlike byvoordele gepaard gegaan het, as dit dan nooit weer gaan gebeur nie. Maar die manier waarop Luka nou sy arm om haar sit en haar teen hom vastrek, kan haar net laat aanvaar
dat dit weer een of ander tyd gaan gebeur. Miskien nie vanaand al nie. Die man is moeg, en toe hy net nou onder die stort uitstap, het sy gesien dat die buffelvers Susie om 'n lekker rooi streep, wat môre 'n blou kol gaan wees, toegedien het. Hy spot mos nie verniet met die feit dat 'n natuurlewe veearts, nie soos 'n gewone dokter of huisveearts, af en toe met 'n gawe bottel wyn of 'n boks chocolates deur 'n pasiënt bedank word nie. Nee, 'n wildlife vet kry skoppe, tandmerke, naalmerke, 'n misstreep oor die gesig en selfs 'n oorveeg van 'n olifant slurp. As dank. Nee, stank vir dank. Maar Luca hou van sy werk en Larry hou van hom, net soos wat hy is. Dit weet sy darm ook al teen die tyd. Nee, eintlik hou sy nie net van hom nie. Sy is besig om buite beheer en teen haar sin rasend verlief te raak op hom. Iets wat sekerlik nooit van sy kant af sal gebeur nie. Verlief raak, het al tevore in geselskap genoem, is nie vir Luca Willemse Esquire bedoel nie. Sy hart bly onaangeraak onder alle omstandighede, julle weet. Met 'n ekstra gespande doringdraad heining reg rondom hom en sy lyf. Karring te veel daaraan en jy kry 'n bloedstreep deur jou gesig. Maar Larry is verseker nie spyt oor die grens wat hulle oorgesteek het nie. En sy sal dit vir Luca wys ook. Sy sal vanaand styf teen hom inkruip en as haar nodig het, kan hy homself maar help. Net soos wat sy haarself aan hom ook gaan help, as hy daar tussenin te lank sal raak. Want vanselfsprekend is dit nie asof Luca haar gaan vra om haar huisie daar op Inyatikulu te ontruim en by hom in te trek nie. No ways, nee, daarvoor is die man te lank al op sy eie. Hulle sal maar heen en weer moet sluip, wanneer die behoeftes aan mekaar ontstaan. En verseker sal hulle nie op Inyatikulu in mekaar se arms kan wakker word die volgende oggend nie. Maar gestel dit ontwikkel in iets meer, sal hulle dan openlik dit kan wys? Nee, Larry voorsien dit glad nie. Want as hulle op die stadium kom waar hulle verhouding aan die wêreld gaan verklaar, is daar 'n ander kleinerige probleem. Hoe vertel sy dit vir haar pa, Dirk van Elst? Die man waarsku mos dat Luca Willemse eintlik die Don Juan de Marco van die Bosveld is. Verleier van elke vroumens wat sy pad kruis. Ja, dit is wat sy sal doen. Sy sal een of ander tyd met Luca daaroor praat. Nie om hom skrik op die lyf te jaag of in 'n hoek te probeer dryf nie. Net om te weet hoe hulle die situasie hiervandaan gaan benader. En dit kan nogal interessant wees om te hoor hoekom hy homself nie sal en wil laat aankeer kansel toe nie, of ten minste dan net 'n verloofring aan 'n vrou se vinger sit nie. Wat het hom deur die lewe so skie gemaak daarvoor? Veral as mense in ag neem dat sy pa en ma onlangs hulle 60ste troudag herdenking gevier het. Dan moet sy seker op 'n stadium self ook uitvind wat sy van 'n verhouding met 'n man wil hê. Alright, nie enige man nie. Want as dit wat sy nou in Luca ontdek het, môre weer verby moet wees, kan sy haarself nie indink dat daar ooit weer iemand anders mag wees nie. Eksklusiwiteit, ja, dit sal sy van hou, om te weet dat sy die enigste vrou is wat Luca in sy arms gaan hou, terwyl hulle twee by mekaar is. Miskien sal sy ook daarvan hou om te weet dat dit vir hom ook belangrik is, dat dit net hulle twee vir mekaar is. Maar een ding weet sy verseker, sy durf nie daaroor uitvra nie. Sy mag nie daarop aanspraak maak nie. Dit is dalk nie so in sy DNA geprogrammeer nie.
Hy's 'n buffelbil wat heel moontlik 'n trop koeie gelukkig moet hou. Want daar is net een man soos hy. Daar is so waar net een Luka Willemse. Miskien juist daarom sal sy nie een van sy klarige vroue wees wat net wag dat hy 'n ring aan haar vinger sit nie, haar mealticket moet word nie. Sy is steeds die onafhanklike, wêreldwyse mens wat sy besluit het om te wees toe sy Suid-Afrika toe gekom het. En eintlik, as sy nou so daaroor dink, hoef niks te verander nie. Solank as wat sy en Luka mekaar kan geniet, wanneer hulle die geleentheid het, is sy heeltemal tevrede met die toedrag van sake. Hulle gaan sit by die groot tafel in die braaikamer van die Tron Plattelandse veeartspraktyk. Dag sy elkeen 'n moederse teebeenstyk gebraai. Maar Larry het vir haar net 'n stuk afgesny van die een wat Carly ook geplunder het, en nou net lusteloos na sit en kyk. Sy wonder self, eet die vrou dan nooit niks? Maar sy wat Larry is, geniet die pap en sous terdee en die geselskap en die feit dat Luka nou weer haar glasie wyn vir haar gaan volmaak. Sy hou van dit wat hulle twee op die oomblik het. Eintlik hoef sy vir niks meer te vra in die lewe nie. Totdat Luka lank in haar oë kyk, voordat hy sy bottel bier teen haar glas klink en sê, op ons twee, Larry Sullivan. Dankie dat jy met jou huislandie na jou pa toe daar op Inyatikulu gekom het. En dankie dat ek jou kon herken het. En dankie dat jy weer saam met my hier is. Luka Willemse, jy sal nooit weet hoe goed dit is om saam met jou op enige plek te wees, nie? Antwoord sy ernstig, en ek sê dit nie net namens my YouTube kanaal nie. Dit is die regte Larry Sullivan wat nou praat. Op Luka en Larry Sullivan, sê hy. En toe roep iemand, Luka Willemse en Larry Sullivan? Dit is Barend wat skielik na hulle kyk. En hulle kyk skuldig na die mense om hulle. Het hulle so waar vergeet waar hulle is en dat daar mense by hulle is, en het almal dalk nou gehoor wat hulle gesê het? Wat is dit, Barend? Vra Luka bekommerd. My vrou is geafronteerd. Julle het nie een slaai geskep nie. Oeps, is reg. Ek sal gou vir ons kry, baie dankie. Antwoord Luka weer eens namens hulle albei, en hy staan op om 'n bordjie slaai te gaan skep. Een wat hy tussen hulle kom neersit. Hulle sal maar saam moet worstel om het opgeëet te kry, want hulle is mos 'n span volgens hom. Hulle is dan ons, jy weet, dink Larry en kan nie help om te glimlag nie. Maar wat sy nie kan klein kry nie is, van wanneer af dreig iemand vir Luka Willemse om sy groente of slaai te eet en dan luister die man daarna. Nes 'n klein seentjie, want nie eens Benji luister vir sy pa nie. Hy deel sy teebeen stilletjies met Tutankhamen, die groot goue kat van die Plattelandse veeartspraktyk, en Luna, die wolstertkat, en twee opgeskote klein katkindertjies met die musikale name Beethoven en Mozart. En by Benji se voete sit Vlekkie, wat glad nie omgee dat daar soms 'n stukkie pap, ook saam met 'n vleisie en 'n vetjie afkom aarde toe nie. Die dat die kind kies om deur een kant op die koffietafel tussen die groot slap banke van die braaikamer te gaan sit en eet. Niemand check hom daarop nie. En hy het ook nie slaai geskep nie, let wel, sien Larry en geniet die situasie terdee. Dinsdagoggend ry Larry en Luka saam na die leeuplaas waar Zak nou by betrokke is. Luka het aanvanklik vir die mense op die leeuplaas ook gewerk, maar toe hy mos in Januarie gaan buffelsaadoes het in die Kaap, toe soek die mense 'n ander veearts te kom help met 'n leeu wat in 'n strik om die nek beland het. Daar en dan het Luka vir Zak Tron aanbeveel.
Hy weet mos hoe mal Zak oor die groot katte van Afrika is. En nou het die leeuplaas Zak se portefeulje geword. Hulle stop op die plek waar Zak sy ongeluk gehad het. Dit was 'n baie vreemde aand in sy lewe, vertel Zak en tel sy hemp op om te wys waar die stok dwars deur sy lyf gesteek het, nadat hy in die modder gegly het en beheer oor sy motorfiets verloor het. Hoe so, wat bedoel jy met 'n vreemde aand? Vra Larry. Natuurlik wens sy kan sy storie op haar videokamera vas lê, maar daar is iets op Zak se gesig wat maak dat sy nie eens vra nie. Ek het my bewussyn verloor op 'n stadium. Toe sien ek my oorlede ma hier langs my sit en my sussie. Sussie? Vra Luka verbaas. Ja, julle weet nie van haar nie. Sy en my ma is albei dood met haar geboorte. En my ma noem haar naam, wat niemand nog ooit tevore gehoor het nie. Wel, ek het dit nog nooit tevore gehoor nie, want net sy en my pa het oor die klein ding gepraat voor haar geboorte. Maar die sussie wat ek gesien het, was toe so ongeveer 3 jaar oud en sy swaai. Zak kyk op na die wolke. Hemel, sy swaai aan 'n swaai wat aan toue vas was, wat deur die wolke gekom het. Hy bly stil, asof die idee selfs vir hom stom laat. En wat nog? Wat het nog gebeur? Pos Carly hom ook. Duidelik is dit die heel eerste keer wat hy met ander mense hieroor praat, hier op die ongelukstoneel. In my ma se arms hou sy 'n baba, en ek sien sy gesiggie nog so voor my, en die ou dingetjie skree sy longe uit, en ek vra vir my ma, wie se klein ding is dit? Vertel Zak verder, en die keer is sy mooi donker oë op Carly. En toe sê my ma vir my, dit is joune Zak, ek pas hom vir julle op vir die dag wanneer julle reg is om hom te kom haal. Vir 'n oomblik hang daar 'n doodse stilte tussen hulle, voordat Carly hartseer omdraai en na haar en Zak se nuwe Toyota Cross toe terugstap. Natuurlik sit hy haar agterna en Luka hou vir Larry aan die arm terug. Hy vertel, Dogita het vir my vertroulik genoem dat Carly nie haar eie kinders kan hê nie. So los hulle 'n oomblik. Hy stap 'n entjie verder weg met haar en toe sê Luka, maar sy weet dit nog net nie self nie. Sy is waarskynlik klaar swanger. Goeie hemel, Luka, hoe kan jy dit sien? Vra Larry. Ek sien dit nie. Ek weet dit net, antwoord Luka met die grootste oortuiging. Word vervolg.